Speeltoneel is 'n opwindende nuwe konsep waardeur aspirant-akteurs en aktrises van alle ouderdomsgroepe die kans kry om hulle deurbraak te maak deur in 'n kortfilm op via te verskyn. Audisies is landwyd gehou en die suksesvolle kandidaate skuur skouers met van Suid-Afrika se bekendste akteurs en aktrises. Jy het geen vorige ondervinding nodig nie, net rou talent. En die geleentheid is vir dansers, sangers en akteurs. Kraakvars oorspronklike draaiboeke dra by tot die opwinding van speeltoneel. Maak selfone en sosiale media die wêreld beter of is dit net 'n boelie in my sak? Ek is so bly ons het hierdie naweek weggekom. Ja, ek dink ek gaan dit baie so geniet. Kom maar. Waar sal ek nie op jou opstaan? Sien, jy's nou 'n mooi groot seun, so ek en jou maat besluit, dis vir ietsie kleins. En natuurlik die naweek weg. Kom sit en maak oop. No way! Dis 'n selfoon. Dankie mamma. Dankie pappa. So plesier, seun. Oké meisies, hier is die rompies van julle kostuum. Dankie. Oké, pas gou vir my dit aan sommer behoor julle klere. Die kleinste een is seker myne. Wow, dis mooi kostuums. Verskriklik mooi, Ilse. Dis altyd heel opgewonde wanneer die kostuums kom. Ja, Hanlie, want dit beteken die konsert is naby. Wel, Ilse, die konsert kan ook naby wees, maar ons dans is nog ver vanaf gerond. Ja, Mula, ek kom in elke dag by die huis. Jannie, ek is so bly ons is nie weer diere in die konsert hierdie jaar nie. Ja. Nou 'n fans juffrou Danica. Ja, Lisa's reg. Dis 'n mens weet jy word nou 'n beter danser. Ja, Ilse, die cute factor gaan nou nie meer werk nie. Ons sal moet uithaal en wys. Ek was 'n prinses hier aan. Julle kyk hoe mooi draai die rompies. Baie dankie, juffrou Danica. Plesier. Juffrou Danica, Dan sy draaitjies ook nog. Rarig meisies, was dit nou nodig? Sprei uit en begin met die dans. Nou. Ilse, wag! Meisies. Hoi Luca. Ek sien jy het 'n nuwe foon gekry, hè? Oor, ek mag nie kyk nie, hè? Hoekom? Sean, dit was my verjaarsdag en eintlik net vir so 'n noodgeval is Sean.
Wow, happy birthday. So kan jou foon dan net bel of het jy darm toestemming gekry om 'n paar apps ook te download, hè? Ek het WhatsApp. WhatsApp, net een app. Snapchat. Hoekom vra jy son? Snapchat. Bye loser. Hoi Luka. Skus ek's laat. Die vergadering het 'n bietjie langer aangehou by die werk. So, hoe was rugbyoefening? Was daai een van jou vriende? Sean. Nee. Hy's nie my vriend nie. Papa laat weet dat hy moet laat werk vanaand. Sal ons sommer takeaways kry? Leanne. Wat, Suzan? Wat het geword van geen selfone terwyl ons huiswerk doen nie? Leanne, seriously. Jy gaan jou Instagram moet delete net sodat jy deur die eksamen kan kom. Is jy mal? Hoe gaan ek weet wat in die buitewêreld aangaan as ek nie Instagram het nie? Jy gaan ten minste weet wat in jou skoolwerk aangaan en dan kan jy die eksamen deurkom. Kyk Leanne, jy's kort op jou foon en dit breek die hele tyd jou konsentrasie. Jy gaan weer in stresmode gaan vir elke liewe vraestel want ek moes dalk 'n bietjie meer geleer het en minder geïnsteil het. Jy is seker reg. Ek kan nie weer so verrodding soos laaste eksamen nie. Ek gaan die app delete. Delete? Nie my profile nie, net die app van my foon af. Dan kan ek nie notifications kry wat my aandag gaan aftrek van eksamen. Na die eksamen, download ek dit net weer. Okay. En delete. Okay, almal gryp 'n beker en dan wil ons alles hoor, Jonel. Ja, Jonel. Presies, hoe het hy jou gevra om sy meisie te wees? Lara, sy het al gesê. Hy het daai oor WhatsApp gevra. Regtig? Oeg, dit is so romanties. Maar is dit ou? Ek meen, ek sal graag wil hê die ou moet actually die guts hê om jou face-to-face te vra. Sy het 'n punt. Hoe weet jy dit is eintlik hy? Ja, ek meen want wat as iemand dit vir jou gestuur het as 'n joke? Julle moet regtig nie daar worry nie. Ek twyfel regtig sterk daaroor, want hy het my al nog gebel. En sit 'n milkshake gaan drink julle. Dankie tog. Ek het al sulke eie stories gehoor oor uitvra pranks uit die foon. Okay, Michelle, maar anyway, het hy social media? Ek het nog nie eintlik met hom daar gepraat nie, julle. Nie daaroor gepraat nie. Jonel. Toe maar. Dis wat vir ons hier is. Okay, Jonel. So jy sê sy naam is Franco Stande. Is ek reg? Ja, hy is. Okay, ek het hom. Sy handel is @francostand. Wow, hy het baie followers. Kyk vir Jonel, vang jy meneer populêr, hè? Is dit net ek? Maar hoekom volg hy so baie bikini botgirls? Dit klink nie vir my goed nie. Oeh, ja, Michelle, hektiek. Dit lyk of hy 'n rappie jock ou is. Ek dink hy sê dit om by musieksentrum ontmoet. Ja, ons het, is julle... Ja nee, Jonel. Jy moet pas op her. Is jy seker jy sy tipe? Wel, ek dink so. Ek kan nie jou in 'n bikini sien nie. Jammer, ek hoop nie jou foon het gebreek nie. Five, 6, 7, 8. Pragtig meisies. Wow, mama hart klop sommer nou baie met trots. Dis dan my al vir vandag se nes en dan sien ek julle weer volgende week.
Wow, my bene is sommer nou moeg gedans. Praat die konsert is oor 4 weke. Ek weet Janie, en daar's nog so baie goed wat moet verbeter voor opening night. Ja, Lisa, maar jong, nie alles gaan verbeter nie. Sekere mense moet maar net weet, moes eerder 'n potplant agter in die hoek gespeel het. Ja, Mina, dit is wat ek haat van groepdansies. Daar's altyd hierdie een persoon wat net nie inpas nie. Ja, nou lag die gehoor van ons hele groep. Dit sou help as sommige mense 'n bietjie minder chips en chocolates eet. Hi. Hoi. Swilly Ann, sê vir my, hoe voel dit om nou vir 4 weke sonder Instagram te gaan? Weet jy, eintlik heel rustig. Ek was aanvanklik so nuuskierig oor alles wat ek mis. Dis belangrik om in the loop te bly. Maar toe begin ek net weer uitsien om rustig deur almal se posts te lees. Dit was soos 'n droom om op my skoolwerk te konsentreer. Okay, maar hoekom lyk jy dan nie nou gelukkig nie? Jy kan dit net weer install. Die eksamen is verby. Ja, dis net... Ek sien 'n beter headspace sonder dit. Dit maak die lewe net vol klatter. So wat jy eintlik vir my sê, is dat jy nou actually sonder social media gaan bly. Wat gaan met jou sussie? Ek weet nie. Ek het jou gesê jy moet oppas. Wat het gebeur? So net niks. Laura, het jy nou net gesien wat ek gesien het? Wat? Die foto wat Jonel net gepost het. Nee. Iemand het 'n gif van haar bikini post gemaak. Ek weet, dis 20 mense het al vir my geshare. Sy is so trending. Maar jy nou besit dan nie eens 'n bikini nie. Wel, duidelik besit sy nou een. O, flip. Wat nou, Wendy? O, jene, hierdie is nie goed nie. Glad nie. Okay meisies, ek het 'n nuwe idee vir die routine. Waar is Elsa? By die badkamer, juffrou Danica. Alweer. Ja, sy is die afgelope ruk kort net in badkamer. Veral na pouse.
Sy het ook in die moeilikheid gekom in die klas, want sy kou die hele tyd kougom. Ai, daai kind. Begin slang met opwarming. Ek kom nou. Elsa, Juffrou Tanneke, dis ek weet wat dit is, Elsa. Ek ken die tekens. En dit is nie die eerste keer dat ek dit sien nie. Maar dis okay, Elsa. Dis okay, gaan okay wees. Ek is baie aan my ingesin. Dit was eintlik net 'n grappie. 'n lelike grappie. Maar ons het dit nie bedoel nie. Ons moes dit nooit in die eerste plek gesê het nie. Nee, Mila. Ek is so jammer, Ilse. Asseblief moet nooit weer jouself siek maak nie. Dit is so belangrik dat julle elkeen weet dat julle sulke mooi jong meisies is en dat julle baie meer werd is as so 'n kostuum op jou lyf sit. Die wêreld is rof genoeg daar buite. Julle moet mekaar bystaan. Dansers is mos in elk geval 'n familie. Kom jou ouers altyd na sulke tipe goed toe, Luka? Ja, Sean, kom jy dan nie? En dit is hoe ons hierdie goedes hanteer. Dis wat dit is. Dis wat daai Sean aan my kind gedoen het. En dis boelie. En nou vind ek uit dit nog meer as 1 keer op hierdie skoolterrein gebeur. So meneer, nou wil ek by jou hoor. David, Wag. Wat gaan jy David, as die kom af skoolhoof buite asseblief. daaraan doen? David, Ek beloof. Meneer Stein, wat my man probeer sê het, is dat die afknouery nie so kan aanhou nie. Ons is regtig bekommerd oor Lukas se veiligheid en emosionele welstand as gevolg hiervan. Ons moet 'n oplossing vind vir hierdie situasie. Nadine. As Sean se ouer, moet ek as die skoolhoof vir jou vra. Ekskuus meneer, ek is nie Sean se ma nie, ek is sy oppie. Sy ouers werk baie en meeste van die tyd is hulle land uit, so hulle het my aangestel om hom rond te ry, te help met sy huiswerk en so aan. So wanneer is sy ouers weer terug? Ek voel reguit hierdie is 'n saak wat ons reguit oor moet praat. Korrek, mevrou, kyk. Boelie is 'n sensitiewe saakie wat 'n mens met diskresie moet hanteer. Vir Sean se part natuurlik ook. Kyk mevrou, ek weet Sean kan soms nie herhalende dinge kwytraak en dink voor hy 'n ding doen, maar hy's regtig eintlik 'n baie goeie seun. Hy's maar net 'n bietjie eensaam en hy sukkel nogal om vriende te maak, want meeste van die tyd is dit maar net ek en hy. Ek het al probeer om met sy ouers hieroor te praat, meneer. En soos meneer sê, dit is 'n baie sensitiewe saak. En wel, hulle is nie so sensitief nie. Goed. Nadine, hierdie het ek vir jou uitgehaal. Dit is die skoolberader se nommer. Maak vir Sean gerus 'n afspraak sommer in hierdie week nog. En dan mevrou, ek sal persoonlik met sy ouers kontak maak dat ons hierdie saakie uitklaar. Goed. Dankie. Nee, ek sou van 'n berg af afval. Jy gesien hoe Ewen vir Australië se ou geruk het? Ja nee. Weet wat, Sean? Jy moet kom vir 'n sleepover. Dan weet jy dit voors, albei ouers in die huis saam met 'n mens is. En jy is enigtyd welkom by ons huis. Dankie Tannie.
regtig nie glo dat ek so dom was nie. Dit help nie 'n boelie jouself daaroor nie. Dis net drama van social media. Meeste tieners is insecure. En baie groot mense ook. En om jouself heeltyd te vergelyk aan iemand anders se sosiale media page is soos om jou eie boelie te wees. Dis hoekom ek nog nie weer die app gedownload het nie. Dis letterlik soos om 'n boelie in jou sak te dra. Naam dames. Ek dink ek hoor maar roep. Cheers. Bye. Sal jy vir die meneer sê? Okay. Ek kan mos dit as jy wil. Hierdie is vir jou. Dankie Franco, maar dis okay, ek verstaan. Okay, wel, ek verstaan nie. Ek verstaan nie hoe jy jouself so min vertrou. Hoe jy en my vertrou en so min van jouself dink dat jy soos die duisende meisies daar buite bikini foto's op jou Instagram sit nie. Maar ek verstaan nie hoekom jy aan so baie bikini meisies op jou social media volg nie. Want hulle was meisies wat van my laerskool afkom. Ek het gedink toe hulle was cool, maar deesdae weet ek nie regtig meer wie hulle is nie. En ek weet mense verander soos hulle ouer raak, so ek dink ek wag maar net vir hulle om weer cool te raak. So het jy kom uitmaak? Nee, ek het kom kyk of jy okay was. En of jy dalk jou foon dalk gehack was of jy geabduct was deur aliens of iets. En of jy net weer jou gewone self sal wees. Nee, moenie die app delete nie. Post net nou weer die alledaagse lewe goed, sonder filters. Wys vir die wêreld hoe 'n regte mens lyk. Want hulle is eintlik dies wat fake is.